Goeiemôre almal, vandag is dit die 31ste Oktober, Vrydagoggend 2025. Dit is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan elkeen van ons. Ons gaan aangaan oor gehoorsaamheid. As jy in Christus glo, dan is jy anders. En omdat jy anders is, gaan jy weerstand ervaar in hierdie wêreld. En dit beteken jy moet 'n keuse maak. As gevolg van wie jy was voor jou verlossing in Christus, is jou eerste instink wanneer jy weerstand ervaar gewoonlik om weer soos jou ou self op te tree. Maar dit is nie wat die Here van jou wil hê nie. Hy wil hê dat jy moet anders te wees, want jy is nie meer dieselfde nie. Jy kan nie teruggaan na wie jy was nie. Jy het nou verander. Gehoorsaamheid is ook tot jou voordeel. Deuteronomium 10 vers 12 tot 18 sê die volgende: En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees, en al sy weë te wandel en hom lief te hê, en die Here jou God te dien met jou hele hart, met jou hele siel, en om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat hy vandag vir jou beveel, dat dit met jou goed kan gaan. Kyk, aan die Here jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is, maar net aan jou vaders het die Here welgevalle gehad om hulle lief te hê, en hy het hulle nageslag na hulle uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is. Besny dan die voorheid van julle hart, en verhard nie julle nek verder nie. Want die Here julle God is die God van die gode, en die Here het van die Here die grote, die magtige en die gedagtige God, wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie, wat reg verskaf aan die wees en die weduwees en die vreemdeling liefhet, sodat hy hom brood en klere gee. Halleluja. Rigters 2 vers 18 tot 22. En wanneer die Here vir hulle rigters verwek, was die Here met die rigters om hulle te verlos uit die hand van hulle vyande. Al die dae van die rigter, omdat die Here medelee gehad het en hulle van wie hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verdringers. Maar wanneer die rigter weer dood was, het hulle nog erger as hulle voorvaders gehandel, deur agter ander gode aan te loop, hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig. Hulle het niks laat vaar van hulle handelinge en van hulle hardnekkige wandel nie. Daarom het die toorn van die Here teen Israel ontvlam, en hy het gesê, omdat hierdie nasie my verbond, wat ek hulle vaders beveel het oortree en na my stem nie luister nie, sal ek verder geen een van die nasies wat Josua by sy dood laat oorbly het, voor hulle uitverdrywe nie, om Israel deur hulle op die proef te stel, of hulle die weg van die Here sal hou en daarin te wandel, soos hulle vaders dit gedoen het, of nie. Ja, soms word ons beproef, of ons waarlik vir die Here is, of nie. Dan Johannes 13 verse 12 tot 17. Toe hy dan hulle voete gewas het, sy boklere geneem het, gaan hy weer aan die tafel en hy sê vir hulle, verstaan julle wat ek gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was, want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Ons laaste vers kom hier uit 1 Petrus 1, en ek gaan net die tweede vers lees. Uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, wat anders verlang U van ons, as dat ons gehoorsaam sal wees. Gehoorsaam aan die roepstem, gehoorsaam aan die woord van God, gehoorsaam aan die gebooie en die insettinge wat U vir ons gelos het, sodat ons daarin noukeurig kan wandel en nie links of regs daarvan sal afwandel nie. Here, ek bid dat U saam met elkeen sal wees in hierdie dag. Here, ek bid dat U kinders sal beskerm teen die boosheid wat lê en loer om te kyk of hy ons kan vernietig, want Here, U woord sê vir ons, greater is He that is in me than he that is in the world. Here, dankie, U is groter as enigiets wat op ons pad kom. Here, wanneer ons
in 'n moeilike tyd kom, kan ons net sê, Here, help my en U is daar. Here, baie dankie dat ons gehoorsaam kan luister na U stem. Amen en amen.